Welkom by nog 'n regstreekse gesprek van Marula Media. Ek is Christel Cornelissen, ek is 'n senior verslaggewer by Marula Media. Tydens hierdie reeks gesprekke gesels ons oor kwessies wat Suid-Afrikaners se leefwêreld raak. Een van daardie kwessies is die plaaslike regeringsverkiesing. En dit handel oor mense se brood en botter sake, soos wat president Cyril Ramaphosa dit van dese week bestempel het. Nou, Suid-Afrikaners gaan oor minder as 'n week na die stembusse, maar hulle kruisies langs meer as 94.000 kandidate en partye se name te trek. Baie Suid-Afrikaners is verward, baie mense voel ontnigter, talle mense is kwaad. Ons word gebombardeer deur verkiesingsboodskappe, ons lamppale is oorgeneem deur vreemde gesigte. Ons sit in die donker weens kragprobleme, rioolvuil loop in ons strate af, duisende liter water word vermors. Ons pype bars, niemand daag op om dit te herstel nie. Nou die statistieke dui daarop dat baie mense waarskynlik nie vanjaar gaan stem nie weens 'n toenemende gevoel van ontevredenheid met die plaaslike regering en ook apatie teenoor politiek in die algemeen. So die vraag nou is, wat maak ek met my stem? Kan my stem enigiets hieraan verander? Op die paneel vandag, om ons te help om sin te maak hiervan, is verskeie kenners op die gebied, ek vra om verskoning. Ons begin by Alida Kok, dosent in politiek by Akademia, Prof André Dievenage, politieke ontleder verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool, en Morney Mostert, bestuurder van plaaslike regeringssake by AfriForum. Alida Kok, goeiemiddag, baie dankie dat jy by ons aangesluit het en welkom. Dankie Christel, ek waardeer, dit is lekker om hier te wees. André Dievenage, dag sê. Baie dankie Christel, voorreg om te kan praat hier. En Morney Mostert, laaste maar nie die minste nie. Goeiemiddag Morney, welkom en dankie dat jy by ons aangesluit het. Dis net 'n groot plesier sien uit om lekker te gesels. Ek is seker ons gaan. Laat ons maar met die deur in die huis val. Hoekom is dit belangrik om aan vanjaar se verkiesing deel te neem? Alida Kok, hoekom moet ek stem? Ja, interessant genoeg, nou met die onlangse registrasie naweek het ons gesien dat daar 'n inkripping was in die kieserslys. Mense het nie gaan registreer om te stem nie en veral jonger mense. Daar was 'n redelike drastiese inkrimping in 'n sekere ouderdomskategorie, 'n rekorddaling van 75% onder geregistreerde kiesers van jonger as 20 jaar. So millennials stel nie belang om te gaan stem nie. Daar's baie betekenis wat ons daar moet inlees en dis 'n hele gesprek op sy eie. Mense moet altyd in gedagte hou, mense stem met hulle voete, as ek dit so kan stel. Dis nou baie metafories om dit so te noem, maar dit plaas nogal baie klem daarop dat ons politieke stelsel en ons kiesstelsel, maar al die boublokke van ons politieke stelsel en van die Suid-Afrikaanse staat, ons is in 'n krisis op die oomblik. En in munisipale politiek of plaaslike politiek is waar jy daai krisis regtig voel as Suid-Afrikaanse burger. Soos wat jy genoem het ook met jou inleiding, ek meen ons sien daai rioolvuil, ek sit in waar ek woon in Pretoria, ons het amper elke week 'n probleem met watervoorsiening en ek meen, daar noem ek nie eers, ek het kollegas in Bloemfontein, as jy weet wat in Noordwes aan die gang is met munisipaliteite, wat watervoorsiening onder andere sanitasie betref, rioolwerke ensovoorts, ons ervaar daai krisis regtig elke dag, en as ons sit sonder krag ook, omdat ons munisipaliteit nie vir Eskom betaal het vir die kragvoorsiening nie, al betaal ons munisipale rekeninge, voel ons dit ook. So buiten al hierdie konkrete probleme wat ons ervaar elke dag en die realiteit daarvan, is baie dinge van ons politieke stelsel en van ons kiesstelsel, is eintlik tans in 'n krisis, en jy kan verder daaroor uitbrei ook. Maar terselfdertyd, al stem mense met hulle voete, op 'n manier, of mense is apaties, hulle bly by die huis, ons is ook deur amper 2 jaar van inperking en die realiteite van hoe 'n pandemie bestuur word deur ons uitvoerende gesag, onder andere. So mense het gewoond geraak daaraan om by die huis te bly. Hulle het gewoond geraak, hulle verkies dit amper, dis asof as jy te lank by die huis bly, is dit makliker om net by die huis te bly en nie uit te gaan om te gaan stem byvoorbeeld nie. Maar as jy nou vra, waarom is dit belangrik om nog steeds te stem? Oorspronklik, al vir 'n geruime tyd het ons hierdie plaaslike verkiesings gesien as 'n geleentheid waar daar eintlik 'n redelike beduidende, ook nie beduidende nie, maar 'n mate van politieke herskikking kan plaasvind in Suid-Afrika.
Ons het gesien hoe die ANC toenemend eintlik steun op nasionale vlak verloor het. En toe in 2016 met die vorige plaaslike verkiesings het die ANC onder 50% beweeg in die groot metros Tshwane, Johannesburg, Nelson Mandela metro. Weet so, daar's op 'n manier daar's 'n ding wat nie afgehandel moet word nie, maar wat verder voortgesit moet word. Ons moet besef wat se moment hierdie plaaslike verkiesings kan wees in die tydlyn van die Suid-Afrikaanse demokrasie. Want ons kan baie meer oppositiepartye inkry in metros, in munisipale rade byvoorbeeld, of dit nou deel is van minderheidsregerings of meerderheidskoalisies, of selfs soos in die Wes-Kaap as die regerende party. Andrei, Alida het verwys na jong stemme, weet mense wat gewoond geword het om by die huis te bly. Sien jy dat jong mense gaan stem of dink jy hulle gaan een van daai mense wees wie se voete nie stembus toe gaan nie? Om te begin, ek dink dit is belangrik om te sê dat plaaslike verkiesings in die algemeen het 'n laer stempersentasie as nasionale of provinsiale verkiesings. Dis die eerste punt. Die tweede punt is, een van die grootste verkiesingstendense sedert 94, waarskynlik die grootste enkele tendens, is groter wordende apatie. En dit lyk vir my met die syfers tot ons beskikking, of die apatie op die oomblik die grootste is wat dit nog is. En waarskynlik gaan die uitspeel hiervan baie sterk gevoel word. En die syfers wat ons ook het, wys dat dit meer so is onder die jonger mense as wat dit is om die ouer mense. En ek dink 'n mens moet ook iets, en Alida het daarna verwys, van die tydsgees waarin ons lewe probeer bepaal om te kyk wat hier aan die gang is. En hier's 'n klomp goed wat belangrik is op die oomblik om te verreken. Ons kom uit 'n COVID-omgewing uit. Na my oordeel en my eie somme sê, ons het 'n politieke kantelpunt bereik hier rondom 2018. En met 'n kantelpunt bedoel ek eintlik dat ons sê die politieke bedeling waarin ons bevind is nie op vaste skroewe nie. Hy's in krisis. Hy beweeg los, hy raak onvoorspelbaar en daar's komplekse politieke, ekonomiese, sosiaal-maatskaplike, selfs internasionale faktore wat hierdie verandering dryf. En ek dink dit is belangrik om te sê dat hierdie verkiesing gaan vir ons 'n aanduiding gee van wat in die samelewing aan die gang is en hoe hulle reageer. En as ek vinnig net op die verkiesing self, die veranderlik is, wat belangrik is, daar kan inspeel, die getal mense wat gaan stem is krities belangrik. En is veral belangrik vir jou groter partye en in besonder die ANC. Tweedens, die vraag, hoe gaan die konflik binne die ANC wat op 'n manier in 'n ander rigting gestuur is na die 2017, die Julie 2021 konflik, het daar 'n nuwe iets in die ANC gegroei wat ons nog nie duidelik op die oppervlakte sien nie, maar dit lyk vir my of daar 'n ooreenkoms is, dalk 'n te sterk woord, maar 'n samewerking is tussen ten minste die Zuma-lyn en die Ramaphosa-lyn in die aanloop tot die verkiesing, maar met die uitsluiting van die Magashule magsbasis en hoe hierdie goed gaan uitspeel in die verkiesing. Ander faktor is die DA met sy eie krisis en dinamika, sy herposisionering, sy plasing na regs. Die groot getal politieke partye wat hierdie keer deelneem. Kleiner partye met 'n sterk identiteitsbasis, met 'n nisbasis. En dit lyk vir my of hierdie tipe partye waarskynlik sterker kan presteer omdat hulle 'n beter vermoë het om hulle kieserskorps te mobiliseer vir die verkiesing. En dan sit ons met 'n onafhanklike groepering
wat ons gestruktureerd kan noem, jou belastingbetalersverenigings, en hulle opereer redelik wyd in die land, plus gemeenskapsfora, en dan natuurlik die groot getal onafhanklike kandidaate, waarvan heel party onafhanklike kandidaate is, wat vanuit die ANC kom teen die ANC. So hier kan 'n baie interessante dinamiek, ten minste aan die wykskant van die verkiesing kom. Nou hierdie is die goed wat ek dink ons nou moet kyk, wanneer 'n mens wil probeer bepaal wat gaan gebeur. Ons gaan nou weer terugkom na die suiwer politiek kant van die verkiesing. Morne, ek wil vir jou vra, jy het uit die aard van die saak baie te doen met mense op voetbalvlak wat presies, weet, hulle voel elke dag die uitwerking van 'n munisipaliteit wat in duie gestort het of wat besig is om in duie te stort. As jy nou vir daai mense moet sê, waarom moet hulle gaan stem? Gaan dit 'n verskil maak? Ja, kyk, die realiteit van vandag se situasie is dat met plaaslike regering is die laagste vorm van die regering, en dis eintlik die vorm wat die meeste te doen het eintlik met gemeenskappe op voedselvlak, en dit is baie duidelik so ook in die grondwet uiteengesit dat munisipaliteite se fokus behoort te wees om slegs dienste aan gemeenskappe te lewer. En dan sien dat die regerende party eintlik daai fokus al lankal verloor het. En ons sien ook hoe verskeie politieke partye in aanloop tot die verkiesing eintlik die dienste as hulle hoog fokuspunt maak. Jy sien al die politieke partye sê dat hulle die dienste kan lewer, of dat hulle eerder 'n fokus op dienslewering sal kan hê. En ek dink dit is die goed wat ons oral in die oppositie sien, dat hulle voel dat hierdie dienste behoort 'n fokus te wees. En ek dink ook dit is ook die belang van hierdie verkiesing, waar ons sê, as daar 'n groter apatie is om te gaan stem, dan beteken dit eintlik dat elke persoon se stem is eintlik meer werd. Daar's 'n groter impak wat elke persoon se stem kan hê. So ek dink dit is belangrik. Jy weet, AfriForum is ook 'n burgerregte organisasie, en ons is ook uit om die stemreg binne in die Suid-Afrikaanse konteks te gaan beskerm. Maar ook so behoort ons vir mense te mobiliseer en te sê, hulle moet gaan deelneem aan die munisipale verkiesing, want daar is die potensiaal dat jy die samestelling van die raad op so 'n wyse kan beïnvloed, dat daar ander tipe samewerkingskoalisies eintlik dan nou maar binne die raad kan plaasvind. Ons sien dat binne hierdie rade is 'n heeltemal ander samestelling van hoe dienste gelewer moet word, en hoewel dit nog eintlik 'n nuwe verskynsel, of nie nuwe verskynsel nie, maar dis 'n verskynsel wat nog nie baie in Suid-Afrika eintlik geïmplementeer is op 'n goeie manier, dat jy hierdie kleiner partye of kleiner individue het wat aan hierdie verkiesing deelneem, en die groeiende feit dat daar meer onafhanklike mense aan hierdie verkiesing deelneem, sê ook dat mense is ook besig om daar's 'n nuwe beginsel dat mense afstand wil doen van groter politieke partye, en waar hulle werklik op grondvlak op dienste wil fokus, eerder as wat daar nou groot politieke rolspelers wil wees. En daarom, jy weet, dink ek ook dat mense moet ook nie net mense moet deelneem aan die munisipale verkiesing, maar ons weet ook dat binne die politieke konteks is daar ook ander remedies en ander forums, soos wat Prof Dievenage genoem het, wat mens kan gebruik om juis eintlik 'n beïnvloedingsrol te speel met die lewering van dienste. En ons sien dit ook die landwyd, dat daar is 'n verpligting van byvoorbeeld provinsiale intervensie. Nou, die provinsie is klaar met die vorige verkiesing ingestem, maar hulle werk gaan stop nie net omdat daar nou 'n nuwe munisipale raad verkies word nie. En ons sien ook hoe litigasie veral na hierdie munisipale verkiesing 'n groot fokus gaan hê van provinsie om te kom help, om te verseker dat dienste werklik op grondvlak gelewer kan word, en dat jy nie net in die genade van die munisipale raad eintlik oorgelaat word nie. Ja, ek wil hê ons moet asseblief net so 'n bietjie later verder gesels oor ingryping by munisipaliteite. Jy het verwys, Morne, na elke stem gaan tel. Maar ons hoor deurlopend, ons moenie ons stem mors deur vir 'n kleiner party te stem nie.
Is dit die moeite werd om vir 'n kleiner party te stem met wie jy identifiseer? En kan 'n mens jou stem mors? Alida, kan 'n mens? Is dit die moeite werd? Ja, ek dink nie mens kan nie 'n stem mors nie. Ek weet daar is 'n sekere party wat ook hierdie jaar noem dit in hulle veldtog wat hulle voer op die oomblik dat as hulle sê dat as jy vir 'n kleiner party stem, mors jy jou stem. Ja, Maar dit is nie maar, die geval nie. Want ons moet altyd of in gedagte hou byvoorbeeld die kiesstelsel wat ons gebruik op munisipale vlak, ten minste vir ons vir munisipaliteite, het 'n proporsionele deel ook in. Weet so hy's 'n gedeelte waar daar's 'n geslote partylys wat gebruik word en politieke partye plaas dan lede van die party op die raad volgens 'n proporsionaliteit. Wat beteken dat jou stem kan bydra tot die proporsie steun wat 'n party kry, wat dan bepaal dat hulle wel 'n verteenwoordiger sal hê op daardie vlak. So in terselfdertyd moet mens ook in gedagte hou, en ons het nou hierdie word baie genoem en op 'n manier moet ons nog kyk hoe om verder daarvan sin te maak ook, maar ons die realiteit of die belang van koalisiepolitiek moet mense ook uitlig in hierdie gesprek. Ons het nou gesien sedert 2016 was daar tipies minderheidsregerings wat gevorm het. En dis 'n tipe minderheidsregering koalisies wat gevorm het, wat baie onstabiel was, as jy nou dink aan Tshwane, Johannesburg, Nelson Mandela Bay, waar klomp partye saamgewerk het om koalisies te vorm, maar hulle was nog steeds nie die meerderheid gewees en dit was 'n minderheidsregering wat saamgestel was. En weens die feit dat hulle nog steeds 'n minderheid was, het dit ook maar bygedra tot die onstabiliteit wat ons toe wel gesien het in die 5 jaar sedert 2016. En nou, dit gaan baie interessant wees om na afloop van die verkiesing dan nou te kyk en sin te maak van wat gebeur het, om te sien, gaan ons in 'n fase in waar ons hopelik meer meerderheidskoalisies begin sien. Waar 'n veelheid van partye begin saamwerk om meerderheidskoalisieregerings te vorm. En in die oorweging of jy jou stem gaan mors of nie, moet jy hierdie in gedagte hou. Dit het 'n impak. Maak nie saak, en soos wat Prof Dievenage ook uitgelig het nou, ons sien dalk ook ons is ook in 'n tydperk waar kleiner nispartye teen ook meer steun gaan kry. En die feit dat dit juis hierdie kleiner partye is wat hulle lede suksesvol mobiliseer. Snaaks genoeg, as jy nou in ag neem, ons noem die inkrimping van die kieserslys en dat 'n rekorddaling is in registrasie van kiesers sedert die begin van ons demokrasie sedert 1994. Maar terselfdertyd is daar ook sekere partye wat gaan voordeel trek dalk uit die feit dat minder mense geregistreer het om te stem. Tipies jou partye wat baie middelklas steun het, ek dink byvoorbeeld aan die DA weer eens hierso, sal dalk selfs voordeel trek uit die feit dat minder mense gaan stem. Maar 'n tipiese situasie is, jou tipiese DA-ondersteuner, middelklas DA-ondersteuner, is ook, en ek weet ek veralgemeen verskriklik as ek nou sê tipiese middelklas DA-ondersteuner, maar dis ook mense in metro's wat hulle gaan stem. Hulle sien dit as deel van hulle burgerlike plig om te stem. En hulle dalk ook die lewensverwysing, as jy dink hulle het dalk af die dag om te gaan stem, en dis nie iemand in die werkersklas wat moet werk, en so dit is die realiteit, ja. Prof Dievenage, Alida het verwys na koalisies. Ek dink in die vorige verkiesing was nie so seer koalisies eerder as samewerkingsooreenkomste nie. Wat is julle verwagting? Kan ons meer koalisies verwag? Is dit 'n werkbare alternatief vir 'n ANC-regering? Ek wil net vinnig terugkom na wat Alida gesê het, en dit is die kwessie van kan jy jou stem mors of nie. Ek dink nie jy kan jou stem mors nie, maar ek dink jy kan met tye jou stem beter strategies laat geld in sekere omstandighede, eerder as ander. En dit het te maak veral aan die wijkskant, waar jy byvoorbeeld met 'n verskeidenheid van kandidaate sit, en dan kan 'n verdeling van stemme bydra dat 'n kandidaat wat jy glad nie daar sou wou sê nie, as die meerderheidskandidaat na vore tree. In daai sin is strategiese stem, dink ek, baie belangrik, en moet mense die saak met 'n oop gemoed benader. Dit sommer net so algemeen.
oor die kwessie van alliansies. Prof, Ja. kan ek jou daar onderbreek? Sê vir ons in gewone taal wat dit beteken. Hoe stem Kom ek ons sê- strategies? Kom ons sê jy het 'n stembrief wat lyk soos 'n A4 vel papier. En jy weet in daai vel gaan die ANC omtrent 40% steun kry. Nou verdeel jy daai ander 60% tussen, kom ons sê, 'n DA wat 20% kry, 'n Vryheidsfront Plus wat omtrent 10% kry, of wat ook al die geval is. En dan is daar nog 5 ander partye. As jy dan vir jou kleiner partye gaan stem, gaan jy eintlik die kans van jou groot opponent, kom ons sê dis die ANC, in hierdie geval versterk. Terwyl 'n konsolidasie van stemme op een kandidaat, kom ons sê, het sy nou maar 'n Vryheidsfront of 'n DP of 'n ACDP of wat ook al die geval is, sou dan kon meebring dat jy dalk 'n kandidaat geplaas sou kon kry. So strategies stem, dink ek, is ook belangrik as jy maksimum waarde aan 'n stem wil hê. Aan die proporsionele kant is dit gewoon gelykberechtiging. Daar word die getal stemme verwerk tot lede en is jou tel elke stem 100%, so ook met jou nasionale en jou provinsiale verkiesing. Maar by die wyke dink ek kan jy so stem dat jou stem eintlik so uitgebring word dat hy kontra jou belang werk. En ek dink dis hoekom ek sê stem strategies, maar om altyd te weet waarom strategies te stem, daar is die uitdaging. Nou die kwessie oor koalisies. En ek wil hier 'n algemene punt maak en sê, histories, selfs voor 94, het ons 'n baie swak tradisie met koalisiepolitiek. Ons ken nie eintlik koalisiepolitiek nie, omdat ons een party dominante stelsels gewoon was. In sedert 1910 het ons in so 'n patroon ingeloop, in besonder die Nasionale Party sedert 48 en die ANC sedert 94. Koalisiepolitiek het eintlik begin met die DA-oorname in Kaapstad, wat 'n suksesvolle koalisie was, en toe dit geleidelik geeskaleer en na 2016 het dit werklik 'n werklikheid geword in veral die metropole, maar ook in 'n paar ander omgewings. En as ons nou terugkyk daarna, moet ons sê dat daardie koalisies het geweldige uitdagings gestel. Die uitdagings was primêr om meerderhede te kry, veral waar jy 'n aantal minderheidspartye bymekaar probeer bring en bymekaar probeer hou. En veral die samewerking, wil nie eers koalisie of ooreenkoms noem nie, tussen die EFF en die Demokratiese Alliansie was uiters problematies en kontraproduktief. Nou my verwagting, miskien net 'n bietjie oor die problematiek 'n bietjie verder sal staan. Die groot probleem met koalisies, hulle sukkel om besluite te neem, want jy moet die heeltyd almal aan boord kry. Die goeie van koalisies is, dit bring mense en partye en groepe bymekaar en dit bevorder gedeelde waardes. Maar ons het die disfunksionele kant baie sterk ervaar, omdat koalisies gesukkel het om saam te werk, besluite te neem, begrotings goed te keur en so meer. Nou my verwagting met hierdie verkiesing is dat die ANC se steunbasis gaan daal. Trouwens, ek dink dit is 'n realistiese scenario om te sê daar's 'n goeie kans dat die ANC minder as 50% steun kan kry. Nou die stempersentasie, die voter turnout, kan hier baie bepalend wees. En as ek na die ANC omgewing kyk, dan is daar weerstand, daar's konflik, daar's apatie. Ons het gesien hoe hulle meneer Ramaphosa in sekere omgewings ontvang het. Maar wat ons ook gesien het, en dis 'n belangrike perspektief, is dat hoewel mense 70-80% krities is
oor plaaslike regering, sê hulle dat hulle steeds ANC gaan stem. So ek verwag 'n ANC wat gaan funksioneer nasionaal onder 50 met baie meer koalisie omgewings. En ek reken dat 'n party soos die DA ook sy steunbasis van 25 gaan verlaag na 20%, waarskynlik selfs onder 20%. En hulle mag so sleg doen as net bokant 15%. Dis die raamwerk waarna ek hulle lees. Nou die vraag is, waar gaan die ander steun dan heen beweeg? En hier is die antwoord na kleiner, nisgeoriënteerde identiteitspartye en waarskynlik na onafhanklike groeperings of onafhanklikes wat direk staan. En dit sê vir my, die kompleksiteit wat ons gaan kry na hierdie verkiesing, gaan in terme van verskeidenheid baie groter wees as wat die scenario was na 2016. En dit mag 'n aanduiding wees van groot disfunksionaliteit. Ek moet sê, ek verwag nogal redelike onstabiliteite in die post-verkiesingsomgewing, waarvan die lysprobleem binne die ANC bloot een probleem is, maar die vermoë om partye bymekaar te bring, om te regeer, interessant, en Alida kan daarop reageer of sy dit opgetel het. My inligting in Pretoria is dat ons reeds die punt bereik het waar ons begin sien dat partye met mekaar saamwerk. Ek verstaan die demokratiese alliansie is tans op 'n manier met die ANC in 'n voorlopige gesprek om te kyk of hulle 'n koalisielyn kan bevorder. Dit is my meegedeel op lyne. Alida, ek gaan dan Prof Dievenage verwys na ek woon in Pretoria. Die Tshwane Metro het geweldig gesukkel met samewerking in hierdie samewerking ooreenkoms wat hulle gehad het ons demokrasie al daai vlak van volwassenheid bereik dat die partye kan saamwerk, of is dit nog steeds elke man vir homself en jy weet, dit gaan nie eintlik oor dienslewering, dit gaan oor om vir myself 'n politieke pos te verseker. Ja, ek dink dis wat so interessant is van die tydperk waarin ons nou is, en ek dink op 'n manier het die pandemie en die bestuur van die pandemie het op 'n manier dit versnel, dat ons is in 'n tydperk van onverwagse alliansies, waar groepe met mekaar saamwerk en jy sou dit nie noodwendig verwag het voor hierdie tydperk, voor die afgelope 2 jaar nie. Ek dink wat en jy sien dit in die burgerlike samelewing ook. Weet in die 80s het ons gesien, dit was in Suid-Afrika die United Democratic Front, waar daar verskillende groeperings uit die burgerlike samelewing met mekaar saamgewerk het in 'n poging om politieke omwenteling te laat plaasvind in Suid-Afrika. En ons is terug in so 'n tyd. Ons is in 'n tydperk van omwenteling en ek dink nie die kiesers begryp dit. Weet ons as mense, jy is so betrokke in jou daaglikse lewe, jy is besig om soveel prosesse te volg, weet deur jou dag te gaan, te werk, kinders by die skool te kry, te eet, kos te maak, maar en te kla oor die feit dat ons nie krag het nie of nie water het nie. Maar ons is beslis in 'n tyd eintlik van politieke omwenteling en jy sien dit op verskillende plekke en jy sien dit dan ook in die verskillende groepe wat bereid is om met mekaar saam te werk in koalisiepolitiek. Selfs nadat die ANC in Pretoria en Tshwane met sy administrasie van die metro in 2020 verskriklik droog gemaak het, wat die bestuur van die metro betref. En so weet en dis belangrik, ek dink ook om definitief dop te hou wat in die burgerlike samelewing aan die gang is wat dit betref. Daar samesprekings wat plaasvind tussen verskillende groepe, weet redelike opponerende groepe, weet groepe wat tradisioneel as opponente gesien word, is daar samesprekings wat plaasvind en dis ook natuurlik in die aanloop tot 2024 se nasionale en provinsiale verkiesings. Ons is veronderstel dan om ook weens 'n uitspraak van die konstitusionele hof is ons veronderstel om in 2024 op nasionaal en provinsiale vlak ook vir onafhanklike kandidaate te kan stem. Weet so in ons kiesstelsel moet dan daarvolgens aangepas word. Ek is nie seker hoe ver die parlemente is. Hulle is veronderstel
LPs is veronderstel om die wetgewing wat die kiesstelsel betref, die kieswet aan te pas om toe te laat vir onafhanklike kandidaate om te staan in 2024. Op 'n punt het dit gelyk asof sekere van die ANC LPs dalk hulle voete sleep in die skryf van daardie nuwe wetgewing. Omdat dit is deel van hierdie nuwe omwenteling of die herskikking wat die ANC, soos wat Prof Dievenage ook uitgelig het, wat daai getalle steun nog verder kan afbring vir hierdie dominante party, as die regerende party as dominante party in Suid-Afrika. So jy het gevra, gaan dit oor ons demokrasie? Is ons demokrasie op so 'n punt dat verskillende groepe kan begin saamwerk? Ek dink ons is dalk nou in 'n tydperk, dalk sien ons, ek hoop, want as dit nie dit is wat ons begin sien nie, konsolideer ons demokrasie wel nie, en gaan ons dalk verder na afgrond in. Maar ek dink weens dit wat in die burgerlike samelewing gebeur ook, kan ons dalk sien dat ons in 'n tydperk ingaan ook wat die konsolidasie van demokrasie betref. Morney, Alida verwys na burgerlike organisasies wat saamwerk, miskien mense wat van tevore nie heeltemal langs dieselfde vuur gesit het nie. Ek dink baie keer mense op die platteland in landelike gebiede is selfs erger daaraan af as mense in die stede. Jy weet, mense in stede maak baie geraas, hulle word makliker gehoor as die mense op die platteland, wat ek dink baie keer aan hulle eie genade oorgelaat word. Ondervind julle as burgerregte organisasie dat mense begin saamwerk om die probleme dit is gemeenskaplike probleme, jy weet, dis maak nie saak wie waar bly of hoe jy lyk nie, dit is presies dieselfde probleem. Vind jy dat mense begin saamwerk om hierdie kwessies dalk effens buite die politiek te pak? Kyk, ons AfriForum het meer as 150 takke reg oor Suid-Afrika en al hierdie takke van ons voorsitters, jy weet, is nie uitsluitlik net vir 'n spesifieke area nie, maar hulle gaan juis uit en probeer verhoudinge bou met verskeie gemeenskappe en om seker te maak dat daar 'n fokus is op dienste. Ons sien dat 'n groot hoeveelheid van organisasies kom na vore juis met hierdie fokus om te verseker dat dienste gelewer moet word. So ek wil ook sê, ek dink die samestelling van die munisipale raad is 'n kan 'n goeie manier wees om die raad se besluite of die munisipaliteit se besluite op so 'n wyse te beïnvloed. Maar ons kan ook nou sê daar is wetgewing en ander strukture in plek om te verseker dat jy as voorbeeld 'n hof kan nader met sekere intervensies en so, maar waaroor ek net nou ook gesels het is, ek dink in die komende jaar of 2 gaan daar baie groot litigasie fokus wees op die toetrede van provinsiale gesag om te help dat hulle die munisipaliteite kan bystaan om hierdie dienste te kan lewer, net so. Dit is die raad se verpligting om te verseker dat die administrasie hulle werk doen en dis die eerste vlak van oorsig wat daar behoort te wees. Maar die grondwet is nogal duidelik om te sê dat die provinsiale uitvoerende gesag moet die tweede vlak van oorsig wees en hulle moet sisteme in plek kry om te verseker dat hierdie mense die dienste lewer. So nou dink ek meeste van die mense wat nou hierso kyk sal vra, ja, maar waar is hierdie sisteme, hoe lyk plaaslike munisipaliteite dan nou so? En dis waarom ek dink in die laaste, kom ons sê 4 maande was daar nogal belangrike sake wat daarop beslis was, waar daar 'n direkte verpligting op samewerkende regering is, juis om toe te tree en te verseker dat hierdie dienste gelewer kan word. En ons is baie bly dat gemeenskapsgebaseerde organisasies en belastingbetalers en 'n klomp verskillende organisasies kan saam byvoorbeeld 'n hof nader om van hierdie regte dan nou maar so te gaan beskerm en af te dwing. Maar ons sien ook dat daar 'n verdere stap is waar mense is nie meer bereid om vir die korrupte munisipaliteite eintlik nou maar aan te hou geld gee nie. En hoewel daar 'n belastingproses oral van gepraat word, dink ek dis baie belangrik dat mense gaan sê oor hoe jy dit implementeer en wat AfriForum se standpunt rakende dit is dat juis as jy gaan kyk na die fokus van om dienste te gaan lewer, kan jy daai diensteverpligtinge gebruik om eintlik nou maar die hof te nader om te sê die munisipaliteit het 'n sekere gedeelte vir hierdie diens begroot. Hierdie is goedgekeur deur die munisipale raad, maar watse remedies is daar nou om vir jou om hof toe te gaan om te sê hier is 'n bekwame persoon wat hierdie diens kan bestuur
en hoe daai as 'n ondersteuningsdiens dan nou eintlik na die howe toe kan gaan. En ons sien dat weens die onvermoë wat daar tans in munisipaliteite heers oor hoe hierdie 'n groeiende vermoë is binne in eintlik nou maar die gemeenskapssektor om te sê hulle kan toetree in die munisipaliteite bystaan. En ek die scenario wat ek nou geskets het was natuurlik een van konfrontasie, maar ek dink die teenoorgestelde is eintlik meer waar ons sien dat baie van die munisipaliteite saam met wie ons werk is bereid om ooreenkomste met ons aan te gaan, juis om toe te tree om te help en te kan bystaan om oor hoe van hierdie dienste gelewer kan word. So dit is eintlik 'n aktiewe rol wat die burgery begin speel om te sê, hoe kan ons saam met van die munisipaliteite werk om hierdie dienste gelewer te kry? So dis nie alles net in hierdie konfrontasie hoedanigheid nie, maar ons sien dat ons ooreenkomste, en ek kan sê, ons het ooreenkomste oor die politieke spektrum al gesluit, waar ons toetrede kry tot waterwerke, tot rioolwerke, waar ons nou help om planne bymekaar te sit, wat fisies geïmplementeer kan word, saam met die begroting en die geïntegreerde ontwikkelingsplan van munisipaliteite. So hoewel alles nie net binne in die politiek lê nie, weet ons ook dat die burgery is ook 'n beïnvloedingsforum om munisipaliteite te verseker dat hulle hierdie dienste lewer. Ek hoor heeltemal wat jy sê, die burgery raak betrokke. Alida, Prof. Dievenage, ek wil vir julle vra, daar was vroeër 'n opname wat gevra het, met watter party assosieer jy korrupsie byvoorbeeld, en baie mense wat daar deelgeneem het gesê hulle assosieer korrupsie met die ANC, en wanneer hulle gevra word hoe hulle gaan stem, dan is die antwoord steeds vir die ANC. Nou ek het daar was verlede maand 'n peiling van Ipsos waar mense gevra is watter politieke party hulle gaan stem. Die steun vir die ANC is op net minder as 50% gewees, steun vir die DA was op net minder as 18%, die EFF was op 14,5% en dan kleiner partye soos die VF Plus, Action SA, die IFP en die ACDP op tussen 1 en 2% van stemme. Voorsien julle dat kiesers sekere partye gaan straf of gaan ons emosioneel stem? Gaan daar enige groot verrassings wees? Alida, kom ons begin dalk met jou. Ek wil, voordat ek daai vraag op Christel reageer, ek wil net baie vraag net gou aanhaak by wat Morney gesê het, wat ek dink is net iets wat genoem het word, wat betref die samewerking tussen burgerlike samelewing en dan die geïntegreerde ontwikkelingsmodel, weet, op munisipale vlak. Mense moet ook in gedagte hou dat die munisipaliteite, wat ons gesien het in die afgelope tyd, as jy nou dink aan die vlakke van regering in Suid-Afrika, weet ons het natuurlik nasionaal, provinsiaal en plaaslik of munisipaal dan. En op daai plaaslike regeringsvlak het ons die metros en munisipaliteite, maar dan vir jou munisipaliteite het jy ook distriks munisipaliteite. Daar's 44 van hulle. En so en daar's 8 groot metros in Suid-Afrika. Maar as ons nou dink byvoorbeeld op nasionale vlak, weet die nasionale tesourie of ons betaal belasting, weet aan nasionale vlak van regering. Weet belastingbetaler geld gaan na die nasionale vlak van regering waar dit van bestuur word. Maar weet provinsiaal en provinsies word dan nie belasting getrek in mense wat in provinsies bly nie, maar dan natuurlik op munisipaliteitsvlak betaal mense, weet hulle betaal natuurlik water en elektrisiteit, maar hulle betaal ook erfbelasting. Nogal baie op alle plekke. Ja, so munisipale vlakke van regering, op munisipale vlak is die enigste plek waar daar ook geld ingevorder word. So weet jy, munisipale politiek of plaaslike politiek is eintlik 'n sfeer wat eintlik veronderstel is om redelik baie mag te hê, omdat dit ook geld kry. Dit trek ook belasting by mense. En daarom weet ons het hierdie geneigtheid om te sê dat plaaslike politiek is nie belangrik nie. Prof. Dievenage het daarna verwys. Weet ons gee meer aandag aan nasionaal en provinsiaal, maar dis eintlik ons moet eintlik baie meer aandag gee aan wat plaaslik gebeur. Maar nou het ek daarna verwys vroeër. Juist omdat daar ook geld hierby betrokke is. En dit kan gebruik word om eintlik 'n tipe rem en teenwig te wees en 'n nuwe magsverhoudings te kan installeer of in plek te kry. So ek dink dit is net belangrik om dit te noem, dat ons dit in gedagte hou. Weet, en dit wat jy nou sien, dit word eintlik 'n tipe speelveld
van 'n tipe handdruk wat plaasvind tussen sentrale regering wat al hoe meer probeer om dit wat skeefloop op munisipale vlak, probeer hulle regmaak, van 'n sentrale nasionale punt af, deur middel van 'n distriksontwikkelingsmodel wat hulle implementeer op daai tussenin vlak, tussen nasionaal, provinsiaal, distrik en munisipaal. Maar dan is daar ook dan nou sekere goed wat van onder af gebeur, uit die burgerlike samelewing, projekte met privaat geld wat probeer om die gapings te vul wat dienslewering betref. So hier is 'n groot handdruk wat besig is om plaas te vind tussen dit wat nasionaal en sentraal is en dit wat gedesentraliseerd is. Dis 'n lang storie, dit het baie te maak ook met hoe ons staatsvorm aan mekaar gesit is, toe ons begin het met hierdie Suid-Afrikaanse dit kom van 1910 af, maar dan ook toe ons grondwet saamgestel is, het ons beslis dat Suid-Afrika is 'n unie met federale eienskappe. Maar ja, hier is 'n tipe desentralisering van besluitnemingsvermoë en implementeringsvermoë wat eintlik ook hier kan plaasvind verder. So dis belangrik om dit te noem. So dit is nou glad nie die vraag wat jy gevra het nie, kan jy my net herinner wat het jy gevra vroeër? Kristal, kyk net na jou mikrofoon. Genade, skus, hier is ek weer terug. Ek wil eintlik nie weet of kan ons enige groot verrassings verwag. Jy praat van daar's geld betrokke op plaaslike vlak, so moet is kiesers nie dan in 'n veel sterker posisie om te sê maar tot hier toe en nie verder nie. Julle mors ons geld. Ja, ek dink die verrassings, ons het in die verlede, in ons afgelope verkiesings in die verlede was daar definitief die gebruik van woede stemme gewees. Ek dink die Vryheidsfront Plus het dit nogal goed reg gekry in die verlede, in 2019 byvoorbeeld ook om 'n woede stem te kry en om kiesers op te sweep om te gaan stem weens daai woede. Maar ek dink die verrassings wat ons gaan sien, as jy nou gaan sien na sekere groepe, en ek dink om dit belastingprotes te noem is dalk 'n sterk bewoording op die oomblik, maar daar's al hoe meer bewegings in ons burgerlike samelewing wat kiesers aanmoedig en burgers aanmoedig om te dink, wat maak jy met jou belastinggeld? Wat eintlik begin om 'n reële vraag te vra wat dit betref. En ook te probeer motiveer dat belastinggeld dalk eerder na inwonersverenigings oorbetaal word, dat dit beter bestuur word op munisipale vlak. So die verrassings dink ek gaan ons nie sien in partytetiek nie. Ek dink die verrassings gaan kom uit die burgerlike samelewing. Prof Dievenage, stem jy saam? Dink jy mense gaan met hulle emosies stem of met hulle koppe? Kom ons praat 'n bietjie oor waarom stem mense in besonder dan op plaaslike vlak. Ek dink dit behoort te wees ten einde goeie dienslewering te kry, jou gemeenskap in stand te hou, jou infrastruktuur. Dis waarvoor plaaslike regering homself ten doel stel. En op daai basis word belastings gehef en so meer. Maar dit wat ek nou hier sê, verskil wesentlik van die werklikheid wat ons ervaar. Die werklikheid is dat mense nie stem vir hierdie goed nie. Die mense stem vir 'n bepaalde politieke party en leierskap om totaal ander redes as diensleweringskwessies. En ek is bereid om te sê, al is 80 tot 90% van alle munisipaliteite in die moeilikheid vandag in 'n meerdere of 'n mindere mate, het dit nie 'n dienooreenkomstige impak op demokratiese prosesse nie. En 'n mens kan so ver gaan om die vraag te vra, werk die demokrasie dan hoegenaamd? Wat help dit ons gaan stem net om weer op te eindig in dieselfde situasie? En baie mense vra daar die vraag, baie mense sien nie die nut om meer te gaan stem nie. En ek moet sê, hoewel ek baie sterk voel dat mense in die tyd moet gaan stem, kan ek die meriete van hulle standpunt sien in die verband. Trouwens, ek is amper bereid om te sê, as ons suiwer net technokratiese stelsels gehad het, plaaslik, wat behoorlik gefunksioneer het, kon ons dalk in 'n beter posisie gewees het as met die kompleksiteite van 'n demokrasie. Kortom, demokrasie is goed, maar as hy nie werk nie, genereer hy vir jou eintlik meer probleme.
En ek is bevrees ons is meer in die probleemomgewing as wat ons in die oplossingsomgewing is. En ek dink die problematiek is groter as wat ons stemme sal kan hanteer in die komende verkiesing. Maar as jy my vra oor wat gaan gebeur, en Alida bring die kwessie op van belastingbetalers, maar kom ons kyk hoeveel mense betaal belasting. As jy nasionaal kyk, dan is dit 'n bietjie meer as 3 miljoen mense wat bykans 90% van die belasting betaal. Ons praat van 19 miljoen mense wat sosiale toelaag van 'n soort ontvang. As jy die COVID toelaag byvat, dan gaan dit oor heelwat meer. En dit blyk dat hierdie patronaatnetwerke baie sterk gebruik word om steun te mobiliseer. In ander woorde, mense stem nie, die meerderheid ten minste, stem nie vir goeie regeerkundige beginsels en diensleweringskwessies nie. Hulle vra 'n baie eenvoudige vraag: watter voordeel is daar vir my in my stem materieel? En dan kom die antwoord op, ongeag die feit dat die ANC omtrent alles wat hy bestuur van letterlike gemors maak, stem ons steeds vir hulle, want hulle gee vir ons die voordele, hulle gee die sosiale toelaag, al is dit nie heeltemal waar dat dit deur die staat gegee is nie, maar hulle claim dit. Maar oor die meer voorspellingslyn, wat kan ons verwag? En nou kyk ek 'n bietjie nasionaal, ek verwag baie meer koalisies. In ander woorde, omgewings waar daar nie volstrekte meerderhede is. En hier gaan dit baie interessant wees om te sien met wie die ANC in koalisies gaan tree. En ek weet daar bestaan groot kommer dat die ANC met die EFF in koalisies kan inhardloop. Kom ons gebruik 'n hipotetiese voorbeeld. Kom ons sê die kombinasie ANC-EFF het 'n meerderheid in beide die metropole Johannesburg en Tshwane. En die argument is wat die Engelsman noem 'n trade-off. Die ANC sê ons vat Johannesburg en ons gee Tshwane vir die EFF. Nou daar lê gevare, daar lê bepaalde risiko's in die verband. As ons kyk na die DA, ek verwag 20% beste saak scenario, ek verwag dat hulle steun selfs in omgewings beduidend laer kan wees. Ek verwag dat die Vryheidsfront Plus 'n tipe nisparty wat sy basisse verbreed het, beter gaan doen, hulle kan beweeg na die orde van 1,5%. ACDP met sy Christelike basis 'n bietjie van 'n uit die spervuur en die kruiswinde van politiek kan steun kry. Ek verwag Action South Africa kan steun kry veral in sekere metropoolomgewings. Ek verwag dat die EFF nie die 14,5% gaan kry wat Ipsos Markinor voorspel het 'n tyd gelede nie, maar dat hulle 'n beter steunbasis gaan kry as die tradisionele 10, waarskynlik hier na 11-12% toe. En dit maak hulle 'n kritiese faktor om daai sogenaamde kingmaker rol te speel in bepaalde omgewings. En dan moet ek sê, verwag ek dat onafhanklikes, veral aan die wykskant, sterker kan inkom. Mense het 'n bietjie van 'n wantroue in die totale politieke stelsel. En ek dink dit gaan die belastingbetalers, die gemeenskapsfora en die identiteitspartye byvoorbeeld. 'n Laaste party wat ek dink ook beter gaan doen is die IFP. Ek dink die IFP gaan sy basisse verder sprei as net die Ulundi en die omliggende gebiede. Ek dink hulle kan ook op 'n paar ander plekke opduik as 'n steunbasis wat noodsaaklike rol kan speel in terme van koalisiepolitiek. Maar dis so 'n paar breë perspektiewe. Morney, Prof Dievenage verwys na die onafhanklike kandidaate. Daar is geweldig baie onafhanklike kandidaate wat deelneem in hierdie verkiesing. Sien jy dat dit 'n beduidende rol gaan speel? Dink jy hierdie mense gaan groot steun kry? Miskien omdat daar 'n mate van ontnigtering is met tradisionele politieke partye. Ja, ek dink definitief ek dink daar gaan groot steun wees, veral in die wyke, soos wat Prof Dievenage gesê het, vir hierdie onafhanklike party. Ek dink
klomp van die mense wat vir hulle gaan stem, het dalk bietjie 'n skeiding gekry tussen die groot politieke partye. En mens kan nie vir hulle kwaadlik neem nie. As jy byvoorbeeld kyk, ANC kiesers sou gesê het hulle sou al alles verniet gekry het, van elektrisiteit tot water tot wat ook al, maar hulle sit ook 'n klompie ure dag sonder krag. Hulle sit ook met waterprobleme dat hulle steeds moet loop om water te gaan kry. So dit is ook maar 'n geval van die beloftes wat voor die tyd gegee is nie nagekom nie, en ek dink dit is een ding waar as daar nou 'n persoon uit die gemeenskap is wat nou wil toetree en wat eintlik as staans nie eintlik 'n groot politieke doelwit het nie, maar eintlik net 'n doelwit het om hulle te verteenwoordig binne in daai spesifieke wijk, dink ek mense wat 'n aanvoeling daarvoor het en behoort eintlik deel te neem en vir hierdie mense dan nou ook te stem. Ek dink iets wat verder belangrik is ook in die konteks van die munisipale verkiesing is die feit dat hoewel die raad baie groot magte het om die begroting goed te keer en groot besluitneming of eintlik die uitvoerende besluitneming by die munisipaliteit te wees, moet ons ook verstaan dat binne in die grondwetlike konteks is daar eintlik so 'n bietjie van 'n dilemma waar ja, dit is waar dat die politieke been baie groot verpligtinge en baie mag het om sekere besluite te kan neem, maar met die nuwe grondwetlike bestel is parlementêre soewereiniteit eintlik dan nou afgeskaf volgens die grondwet self. Of dit die waarheid is, dink ek is 'n ander gesprek, maar ek dink omdat dit afgeskaf is en word daar 'n sekere hoeveelheid regte binne in die handves van menseregte vir mense gegee en gegee, wat eintlik dan nou maar 'n aparte maatstaf is waarmee mens die staat moet vergelyk. En ek dink dit is hier waar ons ook vir mekaar kan sê waar die burgerlike samelewing, die munisipaliteite self, verskillende politieke partye eintlik dan nou maar saam gaan moet dink aan oplossings oor hoe gaan hierdie verskillende strukture saam kan werk om hierdie realiteit eintlik op grondvlak te begin. En ek dink dit is waar Prof Dievenage 100% korrek is, dat die heel eerste stap gaan wees om die regte persone in te kry, om 'n interventieplan op te stel, om te verseker wat is die stappe wat geneem moet word om byvoorbeeld spesifieke dienste terug op die maatstaf te kry, waar dit aan die grondwet voldoen, en dat jy verskillende remedies en verskillende strukture binne in die grondwet moet gebruik om daai realiteit op grondvlak te maak. En dit is waar ek dink 'n groot hoeveelheid, en ek hamer nou dalk daarop, maar na die verkiesing waar daar potensiaal is vir destabilisasie binne 'n groot hoeveelheid van gemeenskappe in Suid-Afrika, gaan dit ook 'n geleentheid skep vir verskeie organisasies om te gaan litigeer en om te verseker dat hierdie dienste basies gelewer kan word. As ek 'n voorbeeld kan noem, het ons nou oor die naweek gesien hoe loondispute by Sedibeng 'n probleem veroorsaak het waar 3 munisipaliteite sonder water gesit het. Ja. Nou ek meen dit is 'n verskriklike ding dat een so werke deur nie eintlik dan maar jy weet heeltemal gesaboteer eintlik kan word as jy dit so wil noem. Maar die lang en die kort daarvan is ten minste is daar binne in die grondwet en ander strukture remedies vir die samelewing om te gebruik teen hierdie verskillende staatsorgane. En ek dink mense moenie die miskyk die krag wat daar bestaan binne gemeenskappe om eintlik hierdie beïnvloedingsrol by die staat eintlik te gaan doen nie. Ek dink mense dink hulle is dalk klein, maar ek dink die impak wat ons al gesien het wat gemaak kan word, is baie groot. Ja, van die impak gepraat, die wêreld gaan nie eindig na maandag se verkiesing nie, maar dit kan tog 'n baie groot uitwerking hê oor die volgende paar jaar en dan in aanloop tot die volgende verkiesing. Dink julle watter uitwerking kan maandag se verkiesing of die uitslag van maandag se verkiesing op die volgende verkiesing hê? Gaan dit 'n groot rol speel of 'n basis lê vir dit wat in die volgende verkiesing gaan gebeur? As ek kan byvoeg, ek dink een ding wat gaan gebeur is, en ek het 'n bietjie vroeër daaroor gepraat, is waar mense net weet dat munisipaliteite nie die vermoë het om dienste te lewer nie, dink ek daai onvermoë
gaan ook geopenbaar word in terme van die provinsiale en die nasionale departemente. Ek dink daar gaan mense gaan agterkom dat ja, dit is waar dat my plaaslike munisipaliteit nie die bevoegde amptenary het nie. Maar nou waar daar konstante hierdie litigasie gaan plaasvind, dink ek mense gaan agterkom, maar hierdie provinsiale uitvoerende gesag moes al lankal toegetree het en bygestaan het om hierdie probleme te help oplos. So ek dink daai gedeelte van mense gedink ek gaan na vore kom en mense gaan sien dat die provinsie is nie sulke engeltjies soos wat hulle vir almal aanhou sê hulle is nie. Alida, wat sê jy? Wat gaan die uitslag van hierdie verkiesing vir die volgende verkiesing beteken? Ja, dis interessant wat Morney nou sê. Ek het een keer, ek moet dit ook net noem, ek het een keer 'n aanbieding van Morney gesien waar hy verduidelik het wat in sekere munisipale begrotings aan die gang is. En my mond het oopgegaan. Mens dink jy weet hoe ver die skade loop of hoe erg dit regtig gaan, maar sodra jy daaraan blootgestel word, dan kan jy nie, jy's regtig, jy's verstom. As jy net gaan kyk wat in begrotings byvoorbeeld aan die gang is, en ook met die invordering van geld. Munisipaliteite het natuurlik baie munisipaliteite die vermoë verloor om geld ordentlik te kan invorder, om rekenings te kan lewer. Hulle meng, daar's spesifieke gevalle waar daar aan begrotings die geld wat ingevorder word vir water, vir elektrisiteit en belasting word sommer saamgemeng in sekere begrotings. Dit is chaos. So as dit dan gebeur dat ons op 'n manier sien wat se wanbestuur daar ook op provinsiale en nasionale vlak is, dink ek, moet jy jouself afvra, wat gaan dit beteken weer eens vir die wyse waar ons op ons politieke stelsel sien, of nie net die stelsel eintlik nie, maar die staatsvorm en hoe die boublokke van die staat aan mekaar gesit is. Ons het nou in die afgelope tyd, veral sedert verlede jaar, aan die einde van verlede jaar, kykers sal dalk hierdie onthou, was daar uitspraak gelewer in die Hoë Hof in Mmabatho oor die Gethling rivier munisipaliteit, daai Koster-Swartruggensaak, waar die hof uitspraak gelewer het dat die gemeenskap of die inwonersvereniging kon privaat dienste aanstel om die riool en sanitasie met watertoevoer te herstel en die munisipaliteit moes daarvoor betaal. Ek weet dat nou baie dinge verloop sedertdien, maar daai was 'n moment gewees. Want Koster en Swartruggens het eintlik 'n model geword vir munisipaliteite elders in die land oor hoe jy krisisse soos dit kan bestuur. En ons dink, maar nou het ek hierdie uitgelig, ons dink dat dit baie maal net met konflik gepaard gaan, maar daar's eintlik heelwat samewerking wat plaasvind. So ons moet begin kyk na public-community partnerships, nie public-private partnerships, nie dit ook, maar openbare gemeenskapsinisiatiewe, waar die gemeenskap en instellings van die staat, of dit nou op die verskillende vlakke van regering, waar daar samewerking begin skiet. Ek het juist gesê, dis die tydperk van onverwagse alliansies. Ek dink ons gaan toenemend hierdie onverwagse alliansies in die toekoms ook sien. Prof Dievenage, net voor ons afsluit, Alida verwys na die groot munisipale verval en ons besef nie altyd hoe diep hierdie verrotting is nie. As jy opsommend vir ons kan sê, kan my stem wat ek maandag uitbring, kan dit hierdie verval nog stuit? Ek dink die vraag wat jy nou vra is 'n kernvraag vir baie kiesers. En ek moet sê, my breë kyk op en interpretasie van die omgewing is dat dit waarskynlik een van ons laaste kanse kan wees om nog die staatsverrotting, die politieke verval, die institusionele ineenstorting te probeer keer. Maar reeds sien ons die ontwikkeling van wat akademici noem 'n parallelle staat. En die parallelle staat funksioneer in die sin van 'n aparte bedeling waar die plaaslike regering of Eskom of water nie meer voorsien kan word nie, skep ons eie alternatiewe. En dit hang saam met 'n groter patroon wat ons noem die verbrokkeling en ineenstorting van die staat. En ek dink my aanvoeling op hierdie stadium is dat dit die slegte saak uitkoms van die verkiesing kan wees en dat dit ongetwyfeld groot impak gaan hê
nie net op die verkiesing van 2024 nie, maar ook op die funksionering van die groter owerheid en selfs die staat as staat. En ek sluit dit nie uit dat op die langer termyn hier kragte geaktiveer word wat kan bydra tot die groter disintegrasie van die staat. En om net te praat oor die demokrasie en die funksionering van die demokrasie is om te fokus op die nok van die huis, maar nie te kyk na die fondasies waarop die huis staan en die mure en die res van die dak nie. So ek lees die probleem as redelik groot. Om vinnig terug te kom na jou vraag van net nou, wat kan ons verwag na 24 toe? Hier's 'n hekkie op pad na 24 toe, wat krities belangrik is, nie net vir die demokrasie nie, maar vir die groter staatkundige bestel. Wat gaan binne die ANC gebeur? En as ons nou kyk na die lede samestelling van die ANC op hierdie stadium wat verkiesing toe gaan, dan is hulle baie sterker geselekteer na die Ramaphosa kant. So 'n goeie wen, ANC wen met kandidate op plaaslike vlak versterk Ramaphosa se kandidatuur op pad na einde 22 toe, maar dra ook by tot 'n eskalering van die konflik. En hoe daai proses gaan uitspeel, en in hierdie spel lê die RJT, wat met Zuma gaan gebeur, die uitspeel van die Zondo-kommissie, Ysmagashule. Hierdie dinamika kan fundamentele invloed hê op die ANC wat weer kan oorwerk na die 2024 verkiesing. So ek dink die belangrike hekkie nou, na die plaaslike verkiesing, sal wees om te sien wat gebeur einde 22 met die nasionale konferensie van die ANC. En ek moet sê, as ek die trajecte trek, en nou kyk 'n mens met die verkyker redelik wyd en breed, verwag ek dat die ANC sy traject van steunverlies gaan voortsit, dat die ANC in 2024 wat oor is van die ANC, nie meer meerderhede gaan kry nie, dat dit nie noodwendig tot 'n regeringsverandering gaan lei, maar dat dit geweldige druk gaan plaas op die demokrasie en die konsolidasie van ons demokrasie. Die goeie saak scenario, ons bou en ons konsolideer die demokrasie. Die ander scenario is, ons verval in totale politieke en institusionele anargie. En in hierdie omgewing ontwikkel parallelle strukture. Dis hoe ek die goed vorentoe sien, en ek dink politieke partye gaan hulle posisioneer en herposisioneer binne enige een van hierdie twee scenario's wat die meer dominante een gaan wees. Baie dankie aan ons paneelkundiges. Dis dan nou die einde van ons regstreekse gesprek. Julle lewer werklik 'n onskatbare bydrae om ons te help om iets wat eintlik baie kompleks vir die meeste van ons is, baie verteerbaar te maak, en baie dankie vir julle tyd. Vandag saam met ons was Alida Kok, verbonde aan Akademia, Andre Dievenage van die Noordwes Universiteit en Morney Moster, bestuurder van AfriForum se plaaslike regeringssake. Dit was baie lekker om met julle gesels. Baie dankie. En baie dankie aan al die Marula kykers en lesers wat vir vandag se regstreekse gesprek ingeskakel het. Ek dink een ding wat ons vandag kan wegneem is dat die stryd om die siel van Suid-Afrika, om daai uitdrukking te gebruik, nog lank nie verlore is nie. Daar's baie uitdagings, maar daar's ook baie oplossings en daar is hoop, voel dit vir my. Ek hoop so. Skakel gerus in vir ons volgende regstreekse gesprek oor kwessies wat jou en jou gemeenskap regstreeks raak. Goeiemiddag.